Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy woord. Ons vertrou dat u 'n goeie naweek gehad het, dat u sommer lekker kon uitrus, en dat u reg is vir hierdie nuwe dag en hierdie nuwe week wat die Here tot ons lewens toegevoeg het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal seën en ons sal gebruik in sy diens en tot sy eer. Ek wil u vanmôre groet met die baie besondere, baie bekende woorde van Gesang 190. Hierdie pragtige woorde sê: neem my lewe, laat dit Heer u gewy wees, meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Vers 2 sê: neem my hande, maak hulle sterk, diensbaar in die goeie werk. Neem my voete skoel, Heer, met bereidheid tot u eer. Nou, daar's 'n hele paar versies. Vers 5 sê: maak my hart vir u tot troon, deur u gees wat in my woon, rig my wil, gevoel en daad, altyd na u wyse raad. Nou vriende, hierdie baie besondere lied is maar net vir ons so 'n praktiese getuienis van wat u en ek moet doen en hoe ons moet lewe in hierdie bose, krom en verdraaide geslag. Soos u sal weet, is hierdie wêreld gehul in duisternis. Die Bybel sê vir ons, toe die sondeval plaasgevind het in Genesis 3, het hierdie wêreld met 'n geweldige spoed agteruit gegaan tot waar dit vandag is. En ons wag nou vir die openbaring van Jesus Christus, sy koms wanneer hy 'n einde gaan maak aan hierdie wêreld se bestel en 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan kom vestig waarop hy in geregtigheid sal heers. In die interimtyd moet ons skyn soos ligte in die wêreld. Moet ons mense wees wat sê: Here, neem my lewe, laat dit Heer u gewy wees meer en meer. Want u sien, ons behoort nie meer aan onsself nie. Ons behoort nou aan hierdie Here Jesus Christus, wat ons vrygekoop het, wat ons duur gekoop het, en wat nou koning en Here van ons lewe is. En dit bring ons by vanmôre se gedeelte, daaruit Filippense 2. Ek gaan vers 14 en 15 vir u lees, en ons klem gaan val op die gedagte skyn soos ligte in die wêreld. Die apostel Paulus skryf en hy sê: doen alles sonder murmurering en teespraak. Baie belangrik om hierdie vers te bepeins, om alles te doen sonder murmurering. Dis een van die probleme van die hedendaagse geslag. Ons murmureer oor alles en nog meer. Die Here sê, as ons skynende ligte in die donker wêreld wil wees, as ons anders as die wêreld wil wees en praat en lyk en doen, moet ons alles doen sonder murmurering. So wat moet ons eerder doen? Wees dankbaar aan alles, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Maar vers 15 wil ek klem op lê. Daar staan: sodat julle, hoekom moet ons alles doen sonder murmurering en teespraak? Sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Nou vriende, baie belangrik, ons sien hier dat die apostel Paulus die woorde van Jesus echo, wat hy daar in Matteus 5 by die bergpredikasie met die mense gedeel het. Hy sê in Matteus 5 vers 14: julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Nou baie belangrik dat ons sal sien dat lig verdryf duisternis. Jy sien, hierdie wêreld is 'n krom en verdraaide geslag, gehul in die boosheid en sonde waarmee die mens besig is. En wat doen lig? Lig verdryf duisternis. Duisternis, vriende, is geassosieer, en ons assosieer duisternis met sonde, met boosheid, met ongeregtigheid, met hierdie diep ondergrondse en afgryslike dinge waarvan ons hoor en sien en lees. Lig kom en dit openbaar dit. Dit verdryf die duisternis. En die Here sê ons as sy kinders is soos ligte in hierdie donker wêreld. So met ander woorde, ons spraak moet anders te wees. Ons optrede moet anders te wees. Ons denke moet anders te wees. Kinders van die Here, vriende, moet absoluut in elke opsig anders wees. Waarom? Die Bybel sê, omdat ons aan hierdie Here Jesus Christus behoort. En kom ons kyk gou na 'n paar eienskappe van lig. Ek het vir u gesê, lig verdryf duisternis, maar lig gee ook hierdie verligting op die pad waar ons onsself bevind. Dink maar by jouself, as jy in 'n donker vertrek is, en jy begin so met jou hand soek na die ligskakelaar, en jy stom aan, onmiddellik kan jy sien waar jy is, waartoe jy beweeg, is daar een of ander iets in jou pad, waar jy oor kan struikel, en dis presies wat lig ook doen. Lig verlig die pad waarop ons moet loop. Die Bybel sê vir ons, God se woord is die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet. Daarom moet ons deur God se waarheid en sy woord ligdraers in die wêreld wees. Vriende, ons is nie mense wat ons eie opinie gee nie. Ons is nie daar om 'n sekere standaard af te forceer wat ons eie standaard is nie. Kinders van die Here is ligte in die wêreld. Waarom?
omdat ons die lig van God se woord het wat in ons harte skyn, en ons deel hierdie evangelie, sodat ons mense in duisternis kan verlig met die waarheid van God se woord, om vir hulle te wys, hier is die pad, wandel daarop, om hulle sondes vir hulle te openbaar, sodat hulle kan sien dat sonde bring skeiding, sonde bring hartseer, sonde bring vernietiging, en uiteindelik God se ewige oordeel. Maar die woord van God is die lig wat ons harte verlig en ons pad verlig en vir ons ook hierdie wonderlike leiding gee. Maar as ons dink aan lig, dink ons ook aan die gedagte van dat lig waarskuwend kan wees. Dink maar aan as jy 'n rooi lig sien, wat gebeur? Onmiddellik besef jy ek moet stop by hierdie roebord, want anders as ek oor hom gaan, is daar gevaar, kan ek in 'n groot ongeluk kom. Ons dink aan ligtorings. Vriende, ons sien op plekke waar skepe op die rotse kan loop, is daar ligtorings gebou en hierdie lig is gedurig deur besig om 'n sein uit te stuur. Pas op dat jy nie op die rotse loop nie. Kinders van die Here is skynende ligte in die wêreld. Ons waarsku die wêreld dat God se oordeel op pad is en dat elkeen wat in Christus is, die oordeel sal vryspring, maar hulle sonder Christus sal die oordeel tegemoet gaan. Maar vriende, dink ook aan die gedagte van dat lig bring in 'n groot mate vir ons blydskap. Dink by jouself, as jy deur 'n aand gaan en jy siek en jy voel nie lekker nie, en dit voel of daardie minute, ure is deur die loop van die nag. As daardie son breek die oggend en daardie strale kom deur en die dag breek, dan is daar blydskap en dankbaarheid in jou hart, jy's opgewonde. En dis presies wat lig doen. Lig bring ook hierdie vreugde, God se vreugde in ons harte en lewens. Daarom kom die Here en hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader verheerlik word. Die apostel Paulus, dat ons sal skyn soos ligte in die wêreld, in hierdie krom en verdraaide geslag, sodat hulle Jesus Christus kan sien. Ek wil vanmôre vir jou vra, dat u en ek 'n lig sal wees in die donker wêreld. Dat mense nie 'n dag of 2 in ons teenwoordigheid sal wees, sonder dat hulle sal hoor en sal weet en sal verstaan dat ons aan Christus Jesus behoort nie. Hy is die lig vir die wêreld, en deur die waarheid van sy woord gee hy lig op ons lewenspad, sodat ons ook die wêreld met die waarheid kan beïnvloed, en die Here kan vertrou om kosbare sondaars te red, en hulle soos brandhout uit die vuur te ruk. Mag u en ek in hierdie dag skynende ligte wees, en mag ons hierdie donker wêreld verlig met die lig van Christus se waarheid. Mag die Here ons seën, groete vir u, mooi dag verder, tada.